Amen. Prijs die naam van die Here en ek is vanmorgen dan weer eens dankbaar om vanmorgen dan weer vir u elke een wat vanmorgen my stem hoor te kan groet in die naam van ons verlosser Christus Jesus. So my vanmorgen voorrecht, geliefdes, een voorrecht wat ek nie gehad het toe ek in hierdie wêreld was nie. Maar daardie môre toe ek Jesus herken en hom aanneem as my persoonlike zaligmaker, word dit vir my 'n voorrecht. En daarom kan ek die Here eer, ek kan die Here loof, ek kan die Here dank, ek kan hom prys vir sy groot genade en sy groot liefde. As ek vanmorgen kyk in die woord van die Here in Matteus 5, halleluja, vanaf die 13de versie, prys die Here, bergpredikasie vervolg, die sout van die aarde en die lig van die wêreld. Halleluja. En laat ek my vanmorgen so moet skep, om vanmorgen te sien, geliefdes, prys die Here, julle is die sout van die aarde. Maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as ontbyte gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En dit is wat vanmorgen, prys die Here Jesus, halleluja, vir my so mooi is. En die Bybel vanmorgen verklaar dat ek en u is die sout van hierdie aarde. Prys die Here, en as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Halleluja, dit deeg nêrens meer voor as ontbyte gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Geliefdes, en laat ek my vanmorgen so moet skep, daar is 'n ou lied wat er sing, julle is die sout van die aarde, lig vir die wêreld, moet nooit jou geur verloor nie. Halleluja, die waarde van sout. Maar die Here vanmorgen aan ek en u openbaar ons is die sout van die aarde. En ons is die lig vir hierdie wêreld. 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Die Here openbaar vanmorgen die waarde van ek en u wat hom aangeneem het. Die Here openbaar vanmorgen die waarde van bekering. Die Here openbaar vanmorgen sy heiligdom aan ek en u, die waarde wat ons dra. Halleluja, ons weet vanmorgen sout, sonder sout kan deur hierdie lewe niks doen nie. Sout het waarde. Ons wat nie sout in het nie, is smakkeloos. Hy is soos hierdie mens, prys die Here, wat buite gegooi word en deur die mense vertrap te word. En daarom moet ek en u die waarde wat die Here vanmorgen aan ons openbaar deur hierdie sout. Hierdie waarde moet ek en u, ons moet hierdie waarde waardeer. Ons moet hierdie waarde oppas. Wat van ek en u gebore het, daardie môre toe ons Jesus in ons lewe aangeneem het. Die Bybel sê, verwaarloos nie die genadegawe van God, wat julle ontvang het deur die handoplegging van die ouderlinge nie. As ons vandag kyk, dan sien ons in hierdie lewe, halleluja, hoe mense van hierdie waarde van die bekering, die waarde van die heiligdom, wat ek en u gebore het, daardie môre toe ons aangeneem het, daardie môre toe ons erken het, daardie môre toe ons sonde bely het, hoe dat ons hierdie waarde vat en hom, prys die Here, onder ons voete vertrap. En die Bybel sê, dan deeg dit nêrens meer nie. Ons moet hierdie waarde, moet ek en u oppas. Dis 'n heilige waarde. Vir hierdie waarde is daar 'n prys betaal, 'n dierprys, 'n bloedprys, die seun van die mens moes aan die kruis gaan sterwe, halleluja, sodat hy die waarde en ek en u kan openbaar.
Die seun van die mens moes hom laat begrawe, sodat hy weer hierdie waarde, hierdie heiligdom, hierdie heerlikheid van sy Vader kan terugkry, sodat hy weer een met hom kan word. Ek en u wat hom aangeneem het, is vanmôre een saam met God met sy seun. Hierdie heilige waarde, hierdie heerlikheid. Die Bijbel praat so mooi in die boeke van Johannes. Hy sê, as jy vir my gesien het jy my Vader gesien. Jesus sê, as jy my Vader gesien het, dan het jy vir my gesien, want ek is een saam met my Vader. Halleluja, na die opstanding is hy weer verheerlik, een geword, saam met sy Vader, deur die kruisdood. En daardeur is ek en u gered, en daardeur is ek en u gelouter. En ons vat sommer hierdie bekering, en ons prys die Here, en ons sleep die naam van die Here deur die modder. Ons gee die onmoes in die wêreld lewe nie. Terwyl die Here vir ons sê, ek en u is die lig vir hierdie wêreld. 'n lig wat op die berg lê, kan nie weggesteek word nie. Maar ek en u vat hierdie lig, en ons steek hom onder die maatemmer weg. Halleluja, ons lewe, waar die Here nie meer tevrede is nie. Ons het so ligsinnig geword op God se pad, ons is nie meer 'n voorbeeld vir hierdie wêreld nie. Terwyl ons voor die sout van die aarde is. Halleluja, sout is belangrik. Sout is belangrik, geliefdes. Skep vanmôre moed. En kom vanmôre na jou eie lewe toe terug. Is heilige lewe wat ons moet lewe, naas hom aangeneem het. Ons moet 'n voorbeeld wees vir hierdie wêreld. Hierdie wêreld kan niks van ons iets sleg praat nie. Halleluja, want ek en u is die sout van die aarde. Ons is die lig vir die wêreld. Hoe sê die Bybel vir ek en u? Halleluja. Daar in die boeke, halleluja, van Openbaring 22. Hy praat die woorde, halleluja. En ek en u moet vanmôre, moet ons moed skep. Ons moet vanmôre vir pad geliefdes, ons moet vanmôre lewe in die Here, halleluja. Want ons moet weet, ons moet 'n voorbeeld wees vir hierdie wêreld. En die staat het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het in hom verlig, en die lam is sy lam, en daardie heerlikheid het ek in u gebore, daardie heerlikheid het ek in u se lewe gekom verlig, nie 'n groot lig in die wêreld nie, maar 'n helder lig, 'n wêreld wat in die wêreld, 'n lig wat in die wêreld, daardie begeerte kry om ook vir Jesus aan te neem. Ek wil ook wees soos hy. Ek wil ook wees soos hy. Daardie lig moet die wêreld trek. Ons is poppenbriewe wat deur die wêreld gelees moet word. Halleluja. Weer is vanmôre geliefdes, ek en u is die sout van die aarde. Ons is die lig vir hierdie wêreld. En moet nooit jou geur verloor. Ons het 'n geur wat ons in die wêreld moet versprei, wat in die wêreld hier gered kan word, wat in die wêreld sê, prys die Here, maar daar is hier, maar daar is suster, en daar is broer in die wêreld versprei. Ek wil dit ook versprei. Halleluja. Maar as vandag kyk in die lewe, dan sien ons, die gelowige, halleluja, gee nie meer om nie. Die krag van die Here het hy verloor. Is nie meer eensaam met die Vader nie. In die boeke van Johannes 3, dit is nog nie geopenbaar wat ons sal lees nie, maar eendag met sy koms, dat ons gelyk met hom sal wees, omdat ons hom sal sien, soos hy is. Die heerlikheid wat aan God en sy Vader is, daardie heerlikheid het ek in u gebore by die belydenis van ons sonde, by die aanneming Christus Jesus, wat ons die Here aan ons lewe aangeneem het. Dankie. Mag die Here vanmôre die gedagtes sien. En elkeen wat dit hoor, was Apostel Willem se Philadelphia Pinkstergemeente. Halleluja. Die ou man, prys die Here, is nog lus
Om te beweeg, Heer.